Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Wat kan je doen om innerlijke genezing te verkry? Stel je hoop op God. Baie gelowiges draai ongelukkig weg van God wanneer hulle in emotionele wanhoop is. In plaas daarvan om na God toe te hardloop hulle weg van God af. Hulle hardloop en kruip weg as gevolg van een of ander soort vrees, net soos Elia gedoen het, 1 Konings 19. Hulle sluit alself af van alles en almal in die wereld buiten. Hierdie vermyding van mensen en plekke, is om die negatieve emoties of emotionele nood wat hulle ervaar, te voorkom wanneer hulle met hulle in aanraking kom, of daaraan blootgestel word. Sulke Christene moet eindelijk uitgedaag word met die vraag, leef jij in vrees of wandel jy uit geloof? Sommige gaan self na plekke waar hulle nie bereik kan word nie, weens hul neerslagtige toestand. Psalm 42 weerspeel ook die toestand van depressie waarin die psalmdigter was. Hij het nietemin besef dat die verskuiving van zijn focus na God, die verlichting zou meebring wat hij nodig gehad het, wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hom nog loof, die verlossing van zijn aangezicht. O my God, my siel buig hom neer in mij, verse 6 en 7. Mense se hoop op sekere dinge lig gewoonlik by sekere mense. Een Christen het echter een groot voordeel, want sy hoop is op die Heere, wat die bron van alle hulp is. Al lyk dit dalk nie verander of dit de werkelijkheid is nie, lê jou hulp steeds in die Heere, Psalm 3 vers 3. Jy kan dus stil wees en weet dat die Heere jou verlosser is. Wees stil en weet dat die Heere jou God is. Toe David homself in die woestijn van Jeda bevind het, was hier die kennis die basis van sy gebed, O God, Jy is my God, Psalm 63 vers 2. Dit moet ook die basis van jou gebed wees wanneer dinge beter gaan, net soos Jesaja in Jesaja 25 vers 1 gedoen het.
Heere, U is my God. U sal ek verhoog, U naam sal ek loof, want U het wonders gedoen. Dit is raadsaam dat Christene alself voorberei vir die donker tydperke van die lewe. Een van die eenvoudige dingen wat gedoen kan word, is om relevante geestelike liedjies in vouwers op een rekenaar of elektronische muziektoestel te plaas. Dit kan ook op CD geplaas word met titels soos liedjies vir depressie en angs, liedjies vir versoeking, liedjies vir beproevings, en liedjies vir afvalligheid. Die titel sal gelowiges aanmoedig om hierdie liedjies te speel wanneer hulle hierdie ongewenste emoties en omstandighede ervaar. Dit is inderdaad algemene dinge wat een crisis in hulle geloof in Christus kan veroorsaak, en selfs kan veroorsaak dat hulle as gevolg daarvan afvallig word. Deur hierdie liedjies toe te laat om hulle te bedien terwyl hulle vir ten minste 'n halfuur op 'n slag daarna luister, sal hierdie liedjies help om hulle terug na die werkelijkheid te bring, en hulle aan te moedig om aan te hou om die Here te dien. Gun jouself die geleentheid om jou emoties op een gezonde manier uit te druk. Als mens sal jy dagelijks ongewenste emoties hê, maar om bloot daardie emoties te ervaar is niet verkeerd nie. Die probleem ontstaan met wat je met hierdie gevoelens doen. Waartoe lei dit? Versuim om hierdie emoties uit te druk, leidt tot nadelige en selfs afwijkende gedrag soos oorreed, alleenheid en isolatie, gebrek aan effectieve communicatie, skade aan ander, dwelmgebruik, alcoholmisbruik, of hoelerij oor 'n tydperk. Die hoë selfmoordsyfer onder militaire veteranen bijvoorbeeld, is waarschijnlijk een aanduiding dat hulle sekere emoties onderdruk het, wat hulle ongelukkig ingehaal het. Skryf een boek of gedigte, skryf en sing 'n liedjie, stel 'n rekenaaraanbieding saam, teken spotprente, maak 'n video, of doen skilderye oor jou emosionele angs. As jy enkelma is, kan jy dalk 'n boek skryf oor die strijd van enkelouerskap. Jy kan ook jou gevoelens in 'n dagboek neerskryf. Praat ook hieroor met iemand wat jy regtig kan vertrou, of werk deur hierdie gevoelens met die hulp van 'n professionele persoon. Om hierdie emoties deur middel van hierdie middele uit te druk, sal jou help om aan die binnenkant te genees. Deur jou emoties met ander mense te deel, sal baie wat hulle met diezelfde strijd as julle kan identificeer, ook hoop vind, te midden van hul eie wanhoop. David het dikwels sy emoties uitgedruk deur psalms te skryf, wat liedere en gebede bevat. Psalm 51 weerspeel bijvoorbeeld sy skuldgevoelens en onreinheid, nadat hij herinner is aan die sondes wat hij teen God gepleeg het. Vraag God voor die specifieke dingen wat nodig is voor jou geneesing. In 1 Samuel 1 vers 11 lees jy hoe Hanna God gevra het om haar met een baba seentjie te seën, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk. As die huwelik jou begeerte is, vra hom om vir jou 'n ware lewensmaat te gee wat jou onvoorwaardelik sal aanvaar en lief hê. As in ag geneem word dat baie mense met liggaamlike gestremdhede gelukkig met huweliksmaats getroud is wat geen sulke gestremdhede het nie, is so iets beslis nie onmoontlik vir God nie. 'n Persoon met ander probleme,
kan vrijmoedig wees om God te vragen om vir hom iemand te gee vir wie hij zal kan zorg en groot maak as sy eie kind, om hom iemand te gee wat vir hom soos 'n vader of moeder zal wees, of 'n persoon wat hom in die lewe kan mentor. Daar is baie mense, vooral diegene met medische toestanden wat gestremdheid veroorsaak, wie se lichamelijke geneesing, ook emotionele geneesing tot gevolg sal hê. Hul geneesing sal leid tot hul integrasie, of herintegrasie in die samenleving. Hoewel blinde Bartimeus 'n bedelaar was, het hy Jesus weens die armoede as gevolg van sy onvermoë om te werk, nie gevra om hom genoeg geld te gee zodat hij kon ophou bedel nie. Bartimeus het duidelijk gesê dat hij wou Jesus moet om met normale sig sien, Markus 10 vers 51. Omdat sy blindheid sy primaire probleem was, zou dit hom in staat stel om werk te krijgen, en te verhoed dat hij langer soos 'n uitgeworpene behandel word. Wat wil jy Jesus moet vir jou doen? Ander fisies gestremde mensen kan vir God sê dat hulle graag hul gehoor wil ontvang, die vermoë om te voel hoe hul voete aangeraak word, of reguitmaking van en krag in hul arms en bene. Ander mag eenvoudig sê, soos Bartimeus, ek wil nie meer blind wees nie, Here.